Hallo daar, en baie welkom by nog 'n episode van 'n sak vol stories. Vandag het ons 'n heerlike storie oor familie wat nie altyd so goed kan saamwerk nie. En ons het 'n spesiale gas wat die storie saam met ons lees. So sonder om verder enige tyd te mors, hier gaan ons met vandag se storie. Die slim skrynwerker. Eens op 'n tyd was daar 2 broers. Die een se naam was Willem, hallo, en die ander een se naam was Gerry. Hi daar. Die 2 van hulle was albei boere en hulle het elkeen 'n plaas reg langs die ander een gehad. Hulle plase was ver weg van die naaste dorpe af, so daar was nie juis baie mense naby nie. Om 'n boer te wees was alles behalwe 'n maklike werk. Daar was baie dinge om op jou eie te doen, maar wanneer die een 'n bietjie hulp nodig gehad het, was die ander altyd daar om hand by te sit. Hulle het mekaar ondersteun en het mekaar gereeld gehelp. Op 'n keer het Gerry se wa gebreek. En Willem het van sy plaas afgekom met al sy gereedskap en saam het hulle die wa reggemaak. 'n Ander keer het Willem se perd deur die stal deurgebreek. En Gerry het dadelik gekom om die perd te help vang en die deur reg te maak. Hierdie soort dinge het aanhoudend gebeur, maar geen probleem was ooit so groot dat hulle dit nie kon oplos nie. Eendag het Gerry op sy plaas gestap en sy heining geïnspekteer. Sommer gou het hy 'n gat in die heining tussen sy plaas en Willem se ontdek. Hy het ook die benoude geluid van 'n dier in nood gehoor. Dit het soos 'n jong kalfie geklink en te oordeel aan die geluide was hy duidelik in die moeilikheid. Gerry het na die geluid gehardloop en so waar, daar was 'n jong kalfie wat in die bosse verstrengel was. Hy het die arme dier sommer vinnig losgemaak en na veiligheid gelei. Op daardie oomblik het Willem verskyn en gesê, "Dankie dat jy my kalfie gered het, Gerry." Jou kalfie? Het Gerry gevra. Ek dink jy maak 'n foutjie daar, my liewe broer. Hierdie kalfie is myne. "Joune? Kyk net na die merke. Dit is beslis een van myne," Moet nou nie belaglik wees nie, Wimpie. het Gerry gesê. Jy kan aan daardie krom stert sien dat hierdie kalfie uit my kudde kom. "Nonsens," het Willem uitgeroep. "Dis myne," Ag man, loop blaas stoppies. het Gerry gefrustreerd geskree. Gerry en Willem se gesigte het al hoe rooier en rooier geword, soos wat hulle al hoe harder en kwaier woorde na mekaar geslinger het. "Domkop, Idioot! pampoen, Eils kyken! Ek praat nie meer 'n woord verder met jou nie. het Gerry gesê en omgedraai en vies weggestap na sy plaas. "Ek ook nie," het Willem geskree terwyl hy al stampend met sy voete na sy plaas toe stoom. Die volgende oggend het Willem soos gewoonlik vroeg wakker geword. Hy het 'n vreemde geluid in die verte gehoor. Dit het geklink of die geluid uit die rigting van Gerry se plaas afkom. Hy het so vinnig as wat hy kon uitgehardloop, net om te ontdek dat Gerry in die grond tussen hulle plase grawe. "Hierdie hootgrawe is sloot tussen ons plase," het Willem gedink. Hy was net op die punt om iets ongeskik na Gerry te skree, toe hy besef dat hulle nie met mekaar praat nie. Gerry het opgekyk en vir Willem 'n nare kyk gegee. Willem het sy tong vir Gerry uitgesteek, vinnig omgedraai en teruggehardloop na sy huis toe. Na 'n paar minute het hy teruggekeer met 'n graaf in sy hand.
Nog voor Gerry kon reageer, het hy woes aan die sloot begin grawe. Af en toe het hulle gestop om te rus. Elkeen van hulle het net teen sy eie graaf geleun terwyl hy sy broer aangluur. So het dit vir etlike dae aangehou, totdat die sloot uiteindelik klaar was. Hulle het mekaar een laaste kyk gegee en toe teruggemarseer na hulle plase toe. 'n paar weke het verbygegaan. Nie een van die broers was gelukkig nie. Hulle was steeds kwaad vir mekaar. Om die waarheid te sê, hulle was nou nog kwaader. Een middag was daar 'n klop aan Gerry se deur. Hy het dit oopgemaak. Ja, wat? Ag, ekskuus tog. Ek bedoel, goeiemiddag. Voor hom het 'n jong vrou gestaan. Sy het 'n gordel gedra met allerlei gereedskap wat daaraan gehang het. Hamers, sae, maatbande en nog baie meer. Sy het vir Gerry geglimlag en gesê: "Goeiemôre, ek is 'n rondreisende skrynwerker. Ek het net gewonder of u enige werk vir my het." Wie jy, nou dat jy dit noem, ek sou reken, jy het aan presies die regte deur kom klop, want ek het beslis vir jou 'n lekker ou taakie, het Gerry gesê. Volg my. Gerry het die skrynwerker na die sloot tussen die twee plase gelei. Hierdie sloot is die grens tussen my en my idiotiese broer, het hy gesê. Ek wil niks meer met hom te doen hê nie. Jy kan vir my 'n heining langs hierdie sloot bou, sodat ek nooit weer na hom of sy niks werd plaas hoef te kyk nie. Die skrynwerker het tot by die sloot gestap om dinge van nader te bekyk. Sy het in die rigting van Willem se plaas gekyk en in die verte 'n bietjie beweging in 'n bos gesien. Sy het 'n opvoubare teleskoop uit haar gordel gehaal om dinge van nader te bekyk. En daar het sy vir Willem gesien wat hulle uit sy wegkruipplek aangluur. Die oomblik toe hy besef iemand is besig om terug te spioneer, het hy vinnig weggehardloop. Sy het haar teleskoop laat sak en na Gerry gedraai, wat ook in die rigting van die bos gegluur het. "Ek sien," het die skrynwerker gesê. "Ek dink ek het 'n goeie idee van wat hier aangaan. Goed, meneer Gerry, ek sal 'n paar stukke hout, 'n handvol spykers en 'n paar ekstra stukke gereedskap nodig hê. Gee my 'n dag en ek sal u probleem kan oplos." Gerry het die skrynwerker alles gegee wat sy nodig gehad het. En vroeg die volgende oggend het sy aan die werk gespring. Sy het gesaag en gehamer en gemeet en gekap en was van son op tot son onder besig. Aan die einde van die dag het Gerry in sy wa aangekom om na die nuwe heining te kyk. Maar was geskok om te sien dat daar glad geen heining was nie. Maar, wat het jy dan die hele dag hier op jou selders aangevang? Het hy die skrynwerker gevra. Sy het net geglimlag en na die sloot gewys. In plaas van 'n heining het sy 'n pragtige sterk houtbrug gebou. Wat? Het Gerry verbaas gevra. Ek weet, dis nie wat u verwag het nie, het die skrynwerker gesê. Maar u sal nie teleurgesteld wees nie. Hoekom toets u dit nie uit nie? Gerry was verbuisterd. Hy het versigtig nader aan die brug gestap en was net op die punt om daarop te trap, toe hy vir Willem aan die ander kant sien. Hy
was besig om oor die brug te stap met sy hand uitgestrek. Mooi so, Gerry, mooi so. Jy het gedoen wat ek te trots en te hardkoppig was om te doen. Wat 'n lawwe bekleierery was hierdie nie vir jou gewees nie. Willem was sommer baie bly om weer met Gerry te praat. Hy was ook moeg vir hulle belaglike stryery. Gerry, jy is my broer en my beste vriend. Hoe kon ons toelaat dat 'n onenigheid oor 'n kalf tussen ons kom? Die kalf is joune, broer, Nee, hy's joune. het Gerry gesê. Nee, ek is ernstig. Jy moet hom kry, het Willem gesê. Nee, ek het eers gesê die kalf is... Verskoon my, het die skrynwerker gesê. Moenie laf wees nie, manne. Ek dink julle het reeds meer as genoeg gestry. Dink julle nie ook so nie? Die broers het na mekaar gekyk en gelag. Ek dink my werk hier is klaar, het die skrynwerker gesê. Dit is tyd vir my om in die pad te val. Gee julle twee vir my die kalf as betaling vir my werk en dan kan julle ouens oor 'n aandete saam opvang. Die broers het heel gemaklik ingestem. Hulle het die skrynwerker bedank en saam oor die brug gestap om aandete te gaan maak. Die skrynwerker het hulle gehelp om hulle simpel gestryery stop te sit en die twee van hulle was van toe af weer die heel beste vriende. Wat 'n lekker leersame storie. Partykeer het mens net iemand anders nodig om vir jou te wys jy is besig om sommer baie onredelik op te tree. Hier's 'n paar nuwe woorde. Benoude. Hy het die benoude geluid van 'n dier gehoor. As iets benoud klink, klink dit asof dit sukkel en in gevaar is, asof dit vasgedruk word. Verstrengel. Die kalfie was in die bosse verstrengel. As jy in iets verstrengel is, dan sit jy daaraan vas en is amper asof dit jou vashou, soos 'n roosboom of 'n doringbos. En dit is dan dit vir hierdie aflewering van 'n sak vol stories. Maar ons is volgende week weer terug met nog 'n splinternuwe storie. Spesiale dank aan Tiaan Rautenbach wat vandag gehelp het om die storie te lees.